Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die bloed word voortdurend toegepas. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Hebreërs hoofstuk 9 verse 13 en 14. Die offervers, rooi, is buite die laar weggevoer en op die mees indrukwekkende wyse geslag. So het Christus buite die poorte van Jerusalem gelei, want Golgotha was buite die stadsmure. Dit was om te wys dat Christus nie net vir die Hebreërs gesterf het nie, maar vir die hele mensdom. Hy verkondig aan 'n gevalle wêreld dat hy gekom het om hulle verlosser te wees en dring hulle aan om die verlossing wat hy hulle bied te aanvaar. Nadat die vers op 'n baie plegtige wyse geslag is, het die priester, geklee in suiwer wit klere, die bloed in sy hande geneem soos dit uit die liggaam van die slagoffer gekom het en dit 7 keer na die tempel gegooi. Die liggaam van die vers is tot as verbrand, wat 'n volledige en ruim offerande aangedui het. Die as is toe deur 'n persoon wat nie deur kontak met die dooies besmet was nie, opgetel en in 'n houer met water uit 'n lopende stroom geplaas. Hierdie rein en suiwer persoon het toe 'n sederhoutstok met skarlakenrooi lap en 'n bos hyssop geneem en die inhoud van die houer oor die tent en die mense wat bymekaar gekom het gesprinkel. Hierdie seremonie is verskeie kere herhaal en is gedoen as 'n reiniging van sonde. So gaan Christus in sy eie vlekkelose geregtigheid, nadat hy sy kosbare bloed gestort het, die heilige plek binne om die heiligdom te reinig. En daar word die bloedrooi stroom in diens gebring om God met die mens te versoen. Sommige mag hierdie slagting van die vers as 'n betekenlose seremonie beskou, maar dit is op bevel van God gedoen en dra 'n diep betekenis wat nie sy toepassing tot die heilige tyd verloor het nie. Die bloed van Christus is doeltreffend, maar dit moet voortdurend aangewend word. As dit in antieke tye nodig was dat die onreine deur die bloed van besprinkeling gereinig word, hoe noodsaaklik is dit vir diegene wat in die gevare van die laaste dae leef en blootgestel is aan die versoekings van Satan om die bloed van Christus daagliks op hul harte aan te wend.